Het jy al die volgende gehoor? Die rykdom van die goddeloses is weggebere vir die regverdiges. Sommige mense hoor dit en dan wag hulle vir 'n wonderwerk of hulle wag net vir 'n check wat moet opdaag, want hulle sien hulle self as regverdig. Baie mense wag vir 'n wonderwerk dat ryk mense net moet opdaag en hulle goed begin uitdeel as te ware vir 'n goue kaartjie of 'n geleentheid wat iewers in hulle lewe gaan gebeur. Maar wat as ons hierdie skrif verkeerd verstaan het? Hierdie is dan ons laaste insetsel van ons beleggingsbeginsel. So ons het nou 'n hele maand gespandeer aan goeie beleggingsbeginsels. Hoe jy moet marge kry, wat jy daarmee moet maak. Ons het verskillende beleggingsgeleenthede gekyk, eiendomme, aandele, anniteite. Ons het oorgegaan na effekte toe. Ons het ook op die laaste episode, hoe lyk 'n goeie en gebalanseerde portefeulje? Hoe lyk dit? Ons het dit aan mekaar gesit en gewys. In hierdie episode ontwikkel ons 'n bietjie daai skrifgedeelte wat lees. Spreuke 13 vers 22. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebere. Hierdie gedeelte lees ek ook dan in die 83 vertaling vir ons, Spreuke 13. 'n Goeie mens laat 'n erfenis na, ook vir sy kleinkinders. Die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. Oor baie jare het ek al baie opinies gehoor oor hierdie skrif en ek het al baie boodskappe ook oor hierdie skrif gehoor. En dit het nooit lekker met my gesit. Dit is asof die goddeloses moet versamel en rondrol in die aande oor hulle besigheid en oor hulle finansies. En dan iewers bonatuurlik word hierdie rykdom dan geskuif na die gelowiges toe, na die wat die Here volg. En ek het dit nog nêrens in die Bybel regtig gesien nie. Daar is wel 'n gedeelte wat hulle altyd aanhaal as hulle verwys na hierdie skrif. Kom ek lees vir julle Eksodus 12. So Eksodus 12 vers 35. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis. Vers 36. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars beroof. So hierdie gedeelte in Eksodus 12 het 'n lang oploop gehad. Onthou jy Josef se broers het hom in 'n put gegooi en hy is verkoop en hy is Egipte toe en éventueel het Josef die Egiptiese koninkryk bestuur en hy was in beheer daarvan. En toe daar hongersnood was, het hy sy familie ingeneem. En die woord sê die Israeliete het baie sterk geraak. En toe die koningskap verander, het die Israeliete in slawerny ingegaan. Totdat God sy volk gaan haal uit hierdie slawerny uit. En hierdie gedeelte in Eksodus 12 is waar die 10 plaae reeds plaasgevind het en hulle is besig met 'n uittog. Ek dink hierdie gedeelte is waar God wees sy volk se regverdige of ten minste 'n gedeelte van hulle rykdom wat hulle opgebou het in Josef se tyd, wat net weer teruggedistribueer was aan hulle, teruggegee was deur die Here. Dis hoekom dit sê daar hulle het guns ontvang by die Israeliete. Hierdie was as ware 'n rykdom verplasing van Egipte na Israeliete, maar dit was 'n regverdige ene. So nou sit ons met Spreuke 13 wat sê die rykdom van die goddeloses gaan opgeberg word vir die regverdiges. Beteken dit dat dit 'n geloofstatus is die wat die Here volg of nie? Ek het 'n lekker skrif wat daar meer lig op gaan wys. Psalm 37 vers 21. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. Psalm 37 in die 2020 vertaling, 'n goddelose leen en betaal nie terug nie, maar 'n regverdige is goedhartig en mededeelsaam. Hier begin dinge interessant raak. Die skrif verwys na die goddelose as een wat skuld maak en nie terugbetaal nie, maar die regverdige het genoeg om aan ander se behoeftes ook te voorsien. Hier is 'n hele skuif in ons denke tussen goddelose en regverdige. Wanneer ons nou hierdie definisie van goddeloses en regverdiges in konteks in Spreuke 13 inlees, dan beteken dit heeltemal iets anders.
Die rykdom van die wat leef buite hulle vermoë met skuld wat nie terugbetaal word nie, hulle rykdom sal oorgaan na die wat met wysheid en vrygewigheid lewe. Die rykdom van die wat net skuld maak en nie betaal nie, hulle word gesien as die goddeloos is. En die ouens wat marge het, spasie het om te belê en ook omsien na ander se behoeftes wat vrygewig is en maklik gee, hulle sal daai rykdom ontvang. Rykdomsoordrag gebeur dan nie geestelik nie. Dit is nie 'n status van gelowiges en nie gelowiges nie. Dis glad nie hoe dit werk nie. Maar dit is juis 'n ingestelde en dit volg 'n patroon van wysheid. Die sagmoediges wat hulle self beperk en onder hulle vermoë lewe, beerwe die wêreld. Hoor wat sê Matteus 5 vers 5. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Sagmoedigheid in hierdie konteks beteken nie swakheid nie. Sagmoedigheid beteken net, ek gebruik minder as wat ek het. Ek het marge oor, ek het 'n porsie wat ek nie gebruik nie en opspaar en opgaar, en dan as daar 'n beweging is van markte, as daar tye kom in die wêreld en die ekonomie wat swaar is, dan het ek 'n posisie om hierdie rykdom skuwe na my kant toe ook te beweeg. Geskiedenis het dit ook al oor en oor bewys. As daar tye is waar die ekonomie baie swak is die ouens wat baie skuld het, dan verdrink hulle en op die einde van die dag verloor hulle alles. En dan die persone wat hulle in 'n posisie gesit het, nie om voordeel te trek deur ander se skade nie, maar wat sagmoedig was, wat onder hulle vermoë gebly het, wat nie alles wat hulle gekry het bestee het nie. Hulle was dan in 'n posisie om van hierdie bates oor te dra na hulle toe, omdat hulle 'n dissipline gehad het op hulle finansies. So dit is 'n lewenstyl, 'n finansiële dissipline wat gevolg was te ware, en nie so seer op 'n geestelike status nie. Die uitdaging van die week. In hierdie week moedig ek jou aan om 3 goed te doen. Weereens gaan kyk na jou marge. Het jy spasie? Is jy 'n gelowige? Is jy een van daai ouens wat sagmoedig is en onder jou vermoë lewe? En gaan kyk wat is daai marge. 2, dink aan onnodige skuld wat net daar lê, wat jy vermy en jy probeer meer van dit vergeet as om dit op te los. Tackle dit. Kom eers, maak 'n plan en vat daai skuld aan. En derde, hierdie week, soek iemand wat jy kan seën. Doen goed aan iemand, wees vrygewig en sommer net 'n oop hart en bless iemand in hierdie week. God se plan vir jou finansies is nie dat jy moet wag vir 'n wonderwerk nie, maar dat jy as te ware 'n wonderwerk begin raak. Josef het in die goeie jare in Egipte het hy opgegaar, sodat toe die maar-jare kom, was daar oorvloed gewees, ook vir mense wat van buite van Egipte gekom het. Miskien is die rykdomsoordrag nie 'n droom vir eendag nie, maar is dit hoe jy vandag van nou af begin kies hoe om met jou finansies om te gaan. Dankie dat ek my gedagtes met jou kon geleen het. Ek hoop die skrifte het vir jou ook oopgegaan en 'n nuwe betekenis vir jou gegee, soos wat dit vir my gegaan het. Ek wil net hierdie sessie vir ons afsluit. Dankie Here Jesus vir u goedheid en guns. Dankie dat u 'n Vader van voorsiening is, Here. Dankie dat ons ook met wysheid omgaan met ons finansies. Dankie Here dat ons gesien word as sagmoediges. Dankie dat ons 'n vrygewige hart het en 'n blessing is vir die rondom ons. Dankie dat u in ons is, deur ons werk en tussen ons beweeg. Ons is so lief. In Jesus naam, amen. Mag jy 'n geseënde week hê en alles wat jy aanpak en gaan bless in hierdie week iemand. Papa, kies 'n blofie. Staan vir wie? Staan vir wie? Sê vir die kamera. Hallo. Hallo.
So jy kom saam kuier. Wat sou jy vir hulle gesê het as jy iets kon gesê het? Ek enige ding. Ja, enige ding wat sê vir hulle gesê. Ons krane lek. Wag. Hoe gats, waar lekker. By jou badkamer. Ag, nee.